Ja, jy dan hoor sy sing hy. Wow. As ons so gaan sing nie, dan seker nou geneerde werk. Ja, prys die Here. Kom sing hom weer. Dit is so mooi. Sorry, dit is so mooi. Lekker saam met ons sing.
is die skoonste in die duister. Hy is die leer van die, hy is die blinkmoerste, hy is die een wat gesê het, ek is die groot, ek is. Amen. Hy is die een wat gesê het, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, en sy naam is Jesus. Wow, ons dien 'n awesome God. Amen. Alles my stem nie lekker vanaand dien, ons dien 'n awesome God. Ek is opgewonde om hier te kan staan en sê, ons dien 'n awesome God. Maak nie saak wat die wêreld daar buite sê. Man, we know the difference. Amen. Ja, prys die Here. Ag, ons ken ons paspoort. Dis waarom ek wil mense. Gaan ons hierdie baie so op hier vinnig kan stel. Dis bietjie stadig. Dis nie gebalanseerd. Jag hulle nie. Jag hulle. Prys die Here. Nou weer eens baie dankie, baie welkom aan elkeen van julle wat hier is vanaand. Ons gaan vra dat die Gees van die Here oorneem. Iets wat moet gebeur. Amen. As jy voel dis nou warm, weet net dit gaan nou 'n bietjie warmer wees. Amen. En ja, ek weet nie van jou nie, maar ek weet dat die Here was hier. En op baie verskillende maniere wat ons wil hê dit moet so wees, dan kom hy sê ek is sag. Was hy die wat sê saggies en teer is die roepstem van Jesus. So is hy, sag met sy gees. Maar ek weet wanneer ons daai mure gaan oorloop van wanneer daai mure van Jerigo ingeval het, net pas jy, dan gaan ons nie stil kan sit nie. Amen. Nou ek wil weer waarsku vandag, die mure van Jerigo is nog steeds hier so teenwoordig. Jy gaan dit nou sien. Kyk, wees gereed. Prys die Here. Marikie, asseblief. Wie met jou kykie dans? Die blas ons my so kykie toe as ek wat gedaan. Asseblief, my sussie, daar is ons. Is jy reg, vrou? Sy is altyd reg. Dit is klaar, hy het prys betaal. Die ewige lewe gekoop, vir jou en vir my. Hy leef, die graf is leeg, die dood is oor. Vergifnis vloei soos 'n rivier, vir jou en vir my. 'n nuwe lewe, hy maak ons vry. Mag die Here jou vul met vrede, mag sy liefde jou hart omvou, mag hy hoop in jou lewe bring, en nuwe krag vir elke dag. Mag die Here jou lig laat sien, in donker hou hy jou vas. Mag jou huis gevul wees met vreugde, sy genade altyd by jou. Hy leef, die graf is leeg, die dood is oorwin. Vergifnis vloei soos 'n rivier, vir jou en vir my. 'n nuwe lewe, hy maak ons vry. Sonde hou ons nie langer vas, geen skuld kan bly staan. Die prys is betaal, dit is klaar. Dit is klaar. Hy leef, die graf is leeg, die dood is oorwin. Die graf is leeg. Vergifnis vloei soos 'n rivier, vir jou en vir my. 'n nuwe lewe, hy maak
Mag die Here jou vul met vrede, mag sy liefde jou hart omvou, mag hy hoop in jou lewe bring en nuwe krag vir elke dag. Mag die Here jou lig laat sien, in donker hou hy jou vas. Mag jou huis gevul wees met vreugde, sy genade altyd by jou. Come on. Gee die Here lof. Amen. Prys die Here. Pastor, toe ek het net toe gestop te sê vir my iets pastor, ek sê vir ons se diens. Onthou jy wat ek my sê? Dit was ruk pluk. Nee. Hellfire en brimstone maar vir ons se diens so sal ek. Hoor wat sê die woord? Hoor wat sê die woord? Hy sê en hy sê, gaan uit. Here sê vir Elia, gaan uit en staan op die berg. Voor die aangesig van die Here en kyk, die Here het verbygegaan terwyl 'n groot sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die Here uit en in die wind was die Here nie. Ja. En na die wind 'n aardbewing. En in die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing 'n vuur. En in die vuur was die Here nie. En na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte. En toe Elia dit hoor het, sy gelaatheid het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spelonk gestaan. En daar kom 'n stem na hom en sê, wat maak jy hier, Elia? Maar met al hierdie goed, wind en aardbewing en vuur en alles, want toe die sagtheid van die gees van God beweeg, toe verander het. Is dit jy sê? Ek het dit vroeg gesê, toe die sagtheid in beweeg, toe verander die Here God mense se harte. En dit is so kosbaar. Ons kan op en af spring en skree en baie keer dan laat dit hou dink aan die Baal profete wat geskreeu het 'n keer gaan het. En die Elia het gekom en gesê, Here God van hemel en aarde, U wat met vuur antwoord. Boom. Alles is weg. Ons het nodig baie keer om net in God se sagtheid te beweeg. Man, it changes everything. Amen. Daar sê, prys die Here. Nou ja, hier is nou die laaste stukkie van hierdie konferensie. Miskien het jy al gevoel met jy gees, maar jy sit nog 'n bietjie vuur. Vanaand moet jy die vuur vat, dis jou keuse. En ek gaan jou vanaand uitdaag. Jy gaan nie op jou stoel bly sit nie. Ek gaan vra dat ons daai 2 deure daar agter toemaak en vir ons sluit en vir my die slotse sleutel vir my bring. Niemand gaan nie uit nie. As jy gaan piepie het, klaar. Jy moes al gaan het. Moenie nou weer die deur kry nie, stel. Ek gaan hom ook toemaak. Nee, maak hom toe. Moenie maak hom toe. Bring van hy sleutel. Dis presies wat ek sê, ek geweet dat mense wees op my. Nee, los maar op. Ek wil vandag vir u sê, ons geregtig by 'n punt moet uitkom, want ons dinge kan hanteer, want dit gaan moeiliker word. Jy kan die krag van God in jou hê, soveel as wat jy wil, en jy kan, hoor wat ek vanmôre vir jou, of vanavond vir jou sê, jy kan gaan salf, jy kan die olie van Spa gekry in jou lyfolie, jy kan alles salf op hierdie oomblik, en ek sê jou nou, dit gaan jou niks help nie. Maar wanneer jy die krag van God het, en jy gaan uit en jy gaan getuig daar buitekant, dan is dit nie die warmte binne 'n gebou nie. Dis die warmte van die Heilige Gees wat jou gaan aanwakker om te sê, kom ons gaan. Dis hoekom die kerk in 'n toestand is, en almal skree, en almal gaan te kere, en almal wonder wat gaan aan, en hoor vir my mooi,
Hierdie klein hartjies hier langs die kant, word baie keer getrek en dan wip jy jou boutjies, en sê jy, nee, bly stil, ek is weer. Sorry, jy sê nie beheer nie. Wanneer jy in 'n plek kom waar die Here aanbid word, sê die woord van die Here vir my. Wanneer die gelowiges by mekaar kom. En dan glo elkeen van julle wat hier sit vanaand, is 'n gelowige. Amen. Amen, glo jy dit? Wat glo jy? Glo jy dat Jesus Christus die koning van die konings is? Glo jy dat hy kan antwoord op jou gebed? Glo jy dat hy kan gesond maak? Glo jy dat hy kan jou vol met sy gees? Glo jy dat hy kan jou aanwakker met vuur? Glo jy dit? Dan is ons gelowig. Want dan sê hy, dan het ons tyd om te kan dans voor die Here. Ons het tyd om los te kan breek. En ons sê, ek het so baie gehoor van UPC. Weet jy wat? Dis die verlede. Dis die verlede. Ek kan praat oor die UPC tannies wat so gebind is, en vraag vir die tannie, Engelse tannie, sê tannie, maar hoekom dans jy so jong? Jy, ryk jy lekker nie, want jy sê, luister, hierdie sent wat ek afgee, wat jy vir jou lekker ryk vir God lekker. Come on. Ons het 'n voetstuk, ons het 'n blueprint wat ons gehad het, wat ons almal het. En ek het vandag vir mense ook gesê dat dit gaan oor, baie van ons is nog jonk in die dinge van die Here. Vanavond wil ek jou leer dat jy moet weet dat ons is duur gekoop deur die bloed van die Here. Hy het gesterf vir my en jou. En as jy wil hê dat jy oorwinning moet kry, is so jammer dat die mense wat so smak gevoel te word met die Heilige Gees, omdat jy dit preek of wil iets doen, is niemand hier nie. Ek het uitgedaag dat maar so ver die vanaand jy moet wees, of hy 180 km van hier af bly. Ek wil om uitgedaag hy moet hier wees. En ons noem name het gehoor. En dis nie omdat ons wil kwaad word nie. Ek praat met jy ook. En jy moet ophou om arrogant te wees. Maar ek wil arrogant wees met die krag en die autoriteit van die Here, want ek is moeg daarvoor om passief te wees in 'n vuuroond wat die wêreld aan die brand gesteek het, maar as God saam met my daarin beweeg, kan ek dans en ek kan jubel voor die Here. Maak nie saak wat die probleem is nie. Amen. Nou as jy kwaad is my, ek is nog steeds lief vir jou. Prys die Here. Weet jy hoekom? Ons gaan net sing, I have decided to follow Jesus. En dan gaan ek jou vra, vat jou stoel, vra mooi, as jy wil, vat jou stoel, sit hom op 'n ander se stoel neer, pak die stoel weg, want ons gaan die Here se naam groot maak, met lofprys en aanbidding. Ek sal miskien nou ietsie lees, wat belangrik is, maar ek wil vandag vir jou sê, ons het dit gehoor van die begin van die konferensie af. Hierdie gesiggie, hierdie mantel wat ek dra, my eie woorde, moet afgehaal kan word. Ek is nie die ou wat hier staan. Ek wil dit doen wat die Here wil doen. Hoor wat ek hier vandag sê, met die krag en autoriteit, wil ek vandag vir jou sê, ons dien die Here. En ons gebruik ons lippe as tonge om die Here te loof en te prys. Want alle volke moet die naam van die Here groot maak. Alle volke. En weet jy wat ek sê vir my vrou? Hier loop so baie Engelse mense hier op en af. Nie een van ons het hierdie mense wat hier op en af loop, vanuit mooi om te sê, kom na die huis van die Here. Ons moet uit daai ding uitkom. Ons moet uit daai ding uitkom, om rustig te kan wees. Hoor wat ek jou sê. Hoor wat ek vir jou sê. Ons gaan die Here se naam loof en prys, en ek breek elke mag en elke skande af in die naam van die Here. Prys die Here. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I
baie dankie. Ek gaan net goed deel. Die woord van die Here is die waarheid. Amen. Ja. Ek wil dit eintlik lees, want ons is veronderstel om dit te ken. Terwyl ek so luister na waaroor almal bedien en die woord kom uit en hy sny so awesome en hy maak seer, maar hy maak ook gesond. Want dis hoe dit twee sy en swaard, hy sny al twee kante. Ek wil net vir jou gou hier net die stukkie lees en dan gaan ek praat oor dit wat ek wil gou praat, wat ek gesien het wat die Here vir my gewys het hierdie tyd. Hy sê daar in Johannes 9, praat hy so mooi en hy sê, en ons weet dat God nie sondaars verhoor nie. Maar as iemand Godvreesend is en sy wil doen, wat gebeur? Die verhoor hy. Ek gaan dit weer lees, dankie Pastor Wynand. En ons weet dat God nie sondaars verhoor nie, maar as iemand Godvreesend is en sy wil doen, die verhoor hy. God kan jou antwoord wat jy vra. En ek wil vandag vir jou sê dat toe ek geluister wat my vroukie gebedien het oor die saad en die wortel wat so skiet, toe sê ek van, weet jy dat daai wortel wat uit daai saadjie uitkom, is 'n baie dun worteltjie wat daar uitskiet. En hy skiet in die grond en daai puntjie wat daar voor is beskruiklik sag, want daai punt het 'n rigting wat hy moet ingaan en daar's te veel dinge wat hom keer om reguit in te gaan. Dan soek hy nou al hierdie klein gaatjies wat daar is en soos wat hy gaatjie kry, druk hy sy koppie daardeur. En hy wikkel hom daardeur. Ek dink dis een van die sterkste dinge in die natuur waar hierdie klein fyn, jy kan maar gaan kyk. Saadjie wat daar is, daai wat noem ons dit? 'n aar of 'n wortel. Hy breek reguit deur, maar soos wat hy deurbreek, word hy groter en groter. En nie net groter nie, hy word sterker ook. Want op 'n sekere diepte, dan sê hy, nee, ek het al genoeg gegroei, en dan word hy groter en groter. Dis waar 'n penwortel byvoorbeeld vandaan kom, hy skiet 'n wortel. 'n Penwortel groei nie sommer net reguit af nie. Hy het sy paadjie wat hy moet loop, maar omdat hy daar is, en hy krag en autoriteit, en die natuur gee hom, en God gee hom daai krag, wat jy sê, dan verander hy in 'n pad van 'n eenheid. Hoor my mooi, hy word in 'n rigting ingedruk om te sê, hoor, dis die waarheid. Dan kan ons hierdie gedeelte wat hulle van praat, dat daar's twee wees. Een is lyk na die hemel en een lyk na die hel. Hoekom is die hel altyd groot? En hoekom is die hemel altyd klein? Want ons sien net een of twee mense op die hemelpad. Ons sien net in die kerk, is daar net 'n paar mense wat die Here wil loof en prys. Maar by ander plekke is dit vol. Ek kyk vandag toe ek nou daar sit, rustig wees en ek kyk daar na daai mark daar in Sabesi. Daar sit honderde mense wat luister na 'n klomp mense wat sing. Ek vra vir die Here nou, maar hoe nou? Hoekom? Sê die Here vir my, die wortel het iewers heen gegaan wat nie kan skiet nie. Hy eet nie die regte kos nie. En dis hoekom ons by 'n gemeente by mekaar kom of 'n plek by mekaar kom, wat ons kan leer en voeding kan kry om te kan sê, dis hoe dit moet wees. Die verloor seun. Hy kom en hy sê vir sy pa, en ons gaan baie praat oor die verlore seun, en soveel boodskappe het uitgegaan, maar ek wil vanaand vir jou sê dat hierdie verlore seun het op 'n stadium gekom en sê, luister, ek is nou moeg, siek en sat vir dit wat in hierdie huis aangaan. Ek soek dit wat ek het, want ek weet beter. En jy wat voor julle staan vandag, het nog gedink, ek weet beter, want ek het ook 'n pad gestap wat ek nie moes gestap het nie, omdat ek beter gedink het.
Here, gee my porsie. Here, gee my krag, my autoriteit. En die Here is waar, hy gee dit vir jou. Jy kan vra, dis wat hulle gesê het vanoggend. Die natuur, die krag van God is daar, wanneer jy vra in sy naam, dan sal hy antwoord. Maar ons vra, Here, in u naam. Maar daar's geen kragte aan nie. Ons wikkel maar net om daar iewers uit te kom. Nou wil vandag vir jou sê, hoor my mooi vandag. Ons kan die wêreld dien. Maar dan gaan 'n tyd kom, wat die Here hierdie rukwind gaan bring. Ons praat altyd van die sagte wind wat kom. Daai sagte wind is eintlik 'n rukwind, wat die Here, wat alles voor jou is, wat nie reg is nie, van die Here uit die pad uit. Hoor my mooi wat ek vandag sê. Jy kan nie voor God gaan staan en sê, Here, volg u my nie. God sê, hoor jy, ek sal voor jou uitgaan, volg jy my, want God weet wat voor lê. Hy sê in Jeremia praat hy so mooi, hy sê, my gedagte aangaande jou is wat? Is voorspoed, en nie teëspoed nie. Maar as ek wil voorloop, wil ek vandag vir jou sê, gaan ek teëspoed kry, dan gaan die Here sê, maar sit jou hand uit, dan help ek jou nie. En in vandag se lewe sit ons so. Die verlore seun het gedink, ek kan my hand uit sê, ek sê, Here, gee my erfporsie. Wat het ook al is geld, wat het ook al is, so 'n paar jaar terug was dit, Pieter, weet jy, kan jy sê, was 'n Springbokspeler gewees. Sy seuns het ook plase geërf, en sy een seun het sê, pa, ek soek my erfdeel. En daai manne is ryk manne, daai boere daar, daai druiweboere. En Pieter het sy gedeelte vir sy seun gegee, waarvoor hy gevra het. En presies soos wat gebeur het in hier die verhaal van die verlore seun, gebeur in vandag se kerke. Die krag word uitgegee aan jou. Jy word gevul met die Heilige Gees, jy word gesond. Maar ons gaan gooi dit daar in die wêreld. Ons vat die kleed wat die Here vir ons gegee het, die ring wat hy vir ons gegee het, die skoene wat hy vir ons gegee het, gee vir ons en sê, luister, oké, hier is joune. Wat gaan jy maak met dit? Wat gaan jy maak met dit? En dit is so mooi toe pastoor, Herman vanoggend gesê vir Marieke en die ander mensies, jy gaan die duine plat dans. Wow, weet jy wat so awesome woord is dit? Die verlore seun het dit nie kon dit nie sien dat hy gaan dans in die teenwoordigheid van die Here nie. En dieselfde met my en jou vandag. Ons soek hierdie dinge van die Here. En ons vra, Here, gee vir my, vul my met die krag en heerlikheid, Here. Vul my met die Heilige Gees, Here. En dan sê die Here, oké, maar ek wil vir jou gee, maar hy weet wat voor lê. Dink nou net as hierdie papa vir hierdie seun alles gegee. Wat het gebeur met die ander seun? Dink nou net as die Here nou vir jou alles gee, wat gebeur met my? Of as hy vir my wil alles gee, wat gebeur met jou? En gelukkig dien ek 'n God, nee, wat vir my en vir jou dieselfde gee. Dit hang van my en jou af, wat ek wil hê, of wat jy wil hê. Die verlore seun het sy goedjies gekry, hy sy boutjies gewip en hy het alles bymekaar gemaak. Hy het alles so bymekaar gemaak. En hy het die dag besluit, wees ons ry. Of hy nou gevlieg het, of kameel geslaan het, pad geswem het, of wat ook al, hy het gegaan. En hy het in hierdie wêreld ingegaan, soos wat ons miskien môre gaan doen. Ons gaan in die wêreld ingaan. Nou wil ek vandag vir jou sê, nou wat ek sê van, ons moet die evangelie van Jesus Christus buite kan verkondig. Dis waar die krag lê. Die krag lê nie by die olie wat ons salf nie. Die krag lê by die evangelie van Christus wat ons uitverkondig. Ons moet dit dan gaan verkondig. En ek hoor die kinderkerk sê vanoggend ook, soos hy self sê, hierdie kinderkerk gaan groei. Here, weet jy hoekom gaan hy groei? Want sy praat positief. Sy spreek lewe oor die 3 of die 4 of 5 kinders wat daar is. Sy sien dit, sy sien die groot prentjie. Die verlore seun het ook 'n groot prentjie gesien in hierdie wêreld aan buitekant. Hy het 'n besluit geneem, nie om die Here te volg nie, maar om die wêreldse dinge te volg. Om te sê, dit is lekkerder om by die huis te sit. Dit is lekkerder om sekere dinge te doen. Weet jy wat? My hart hierwaak is eintlik omgekrap, seer en allerlei goed is. Ek dink nie emosioneel, word eens beskryf. As ek weet, jy nooi mense, mense wat die Here dien, dan sê hulle vir my, luister, nee, ons is gaan uit, dan sien jy, hulle is by ander plekke. Hoor wat ek hier vandag sê. Maar die oomblik wanneer daar 'n probleem is,
kan hulle nie die pastoor uitlos nie. Oomblik, wanneer jy voel dat alles man ten gronde gaan. Ek wil uitbeweeg, ek wil dinge gaan doen. Ek wil hierdie wêreldse skoene aantrek. Dit is hoekom die Here sê ons moet die skoene van bereidwilligheid aantrek. En baie van ons het daai skoene van bereidwilligheid om buitekant te gaan rondhardloop, om te gaan dans op die dansvloere. Weet jy wat? Jy kan dans, hier's 'n vloer wat oop is. Ons kan hier voor die Here dans, want ek dink koning Dawid het so gedans dat hy uit sy kleed uit gedans het. En wat? In die heerlikheid van God. Ons wil dit nie doen nie, want ons het 'n eie ek. Ons het, dis net ek, nee, ek is primme proppe. Weet jy, ek dink sy nie, soos jy het ook gesê, jy is primme proppe in my gesig, of jou hare of iets. Sy lê nie sommer nie. Ja, daai ding. En het jy gesien of vir mense het op hulle gesiggies gelê langs jou? Ons kort net een iemand, om iets te kan bewys, of doen, dat die ander kan reageer. As ons 'n aksie insit, sal dit gebeur. Ek wonder wat het regtig gebeur in daai huishouding. Ek wonder regtig wat het gebeur. En die ander boetie gesê, ek wens dat jy kry nou pyn op, die waai nou net laat jy gaan. Ek dink hy het ook gesê, ek wonder wat gaan my pa vir hom gee. Want daai trekker is my trekker, is nie sy trekker. En miskien het papa vir hom die trekker gegee. En boetie was kwaad geweest. En hy het uit die huis uit gestorm. En dis wat in die kerk ook gebeur. Wanneer God iets gee vir my en vir jou, of hy gee dit vir iemand anderste, hoor mooi, en hy gee dit vir iemand anderste. Here, maar hoekom bless jy hier die persoon? Jy kan my nie bless nie. As jou offer aanneemlik voor die Here. Wat gee jy? Wat sit jy voor? Wat sit jy op die tafel van die Here? Sekere plekke in Indië, van hierdie mense, en ek dink so Rita se kollegas op 'n stadium ook, in Pretoria iewers, koop hulle die beste vrugte wat hulle kan kry. Gaan hulle na hulle tempels toe, dan sit hulle daai vrugte daar neer voor die deur. In India gebeur dit baie. Volgende oggend as hulle daar kom en sê, wat dit ook al is, hoor wat ek jou sê, dan sal so bly, want hulle God het geëet van dit wat hulle voorgegee. Met hom as hulle dit dom om agter te kom luister, dis eintlik die rok en die kakelakke en die bobbejane wat alles gesteel het. En wat gebeur hierso? Hier hardloop bobbejane rond, hier slange, hier is alles. Miskien in 'n fisiese toestand, maar in 'n geestelike toestand loop mense rond hierso en wil van ons steel. En ons dink, ons sit die beste voor. Maar met dan is haar aap soos die Abraham ondergesit het op die tafel, soos daar op die tafel. Ek wag nou. Of hy sit daar in die boom. Of hy hardloop hier na die karavaantjie toe wat hy was. As ek kyk na my bokkie hondjie wat ek het, hy sê bokkie nie, maar dis sy naam. Haar naam. As ek kyk daar, as ek bykom, dan sê agter my. Ek kry daai begeerte en sê, Here, kan ek nie daai begeerte kry om so agter U aan te loop nie? Kan die volk van die Here, kan ons nie daai begeerte kry, soos wat dit ons dit in daai jare gehad het, toe ons jong was nie. Ons kon nie wag vir konferensie. Ons kon nie wag dat daai tent opgeslaan is nie. Ons kon nie wag nie. En as ons weet, ons is nou by die laaste diens, dan is almal by eintlik hartseer, hulle wil nie daar loop. Maar ons wil nog steeds oppak en uitgaan. Ons wil dit wat die Here vir ons daai naweek gee, of wat hierdie naweek, en ek wil jou waarsku, moenie dit wat jy vandag gekry het nie. Moenie daar waar jy jou mantel afgehaal het, daai, wat noem ons dit, koppet in die muur. Wat jy noem dit, was ook trofeesel. Nee, as jou koppie daar is, raai wat, toe pastoor Herman daai prentjie opsit. Eerste ding wat hy raak sien, is Spider-Man. Dit is die eerste ding wat ek raak sien. En raai wat, toe kyk ek so op die paal, toe kyk ek op my gesig nie daar is nie. Het jy gekyk op jou gesig nie daar is nie? Ons dink, daai gesig agter 'n masker is iemand anders. En dis hoe die woord uitgegaan het. As ook 'n mooie
ander groot name wat uitgegaan het. Maar hoor wat jy sê, wanneer jy hierdie masker afval, jy verwyder dit. Nee, kry jy 'n ander kleed. Dis as jy nie, ek wil vandag vir jou sê, en ek sê dit met alle respek en liefde vir jou, voor jou man en voor almal hierso. Toe jy uit talit opsit, hoor wat jy nou sê, jy gelyk soos 'n engel, hoor wat jy nou sê. En veral toe jy daai hare so agter daai talit so uithaal, jy gooi dit so, toe sien ek regtig, ek weet engel het die vlekke, maar toe sien ek die Seraf se vlek. Nee, dat die Here is daar om jou te beskud. Hy weet. Dus ek het daar gesien toe sy daai talit opsit. En toe sy sê, luister, wanneer ek daai talit op my kop sit, jy pla my nie. Jy pla my nie, want ek is besig met die Here. Ek is intiem met die Here. As jy intiem is met jou man of jou vrou in die kamer, gaan jy jou deure ooplos. Nee. Jy het besluit geneem wat hy sê, maak die deur agter jou toe en kry 'n verhouding met jou Skepper, gaan op jou knieë. Moenie staan voor die Here. Gaan op jou knieë. Want hierdie mannetjie het besluit, ek beloop met hierdie voete, ek is braaf en ek daar gaan ek met al my kamele en daar toere. Nee, en papa het hom net so aangekyk, sê luister, my hande is nog steeds oop. Wide open. Maar seun, Boeta het nie teruggekyk nie. En ons gaan eindig op, daar waar ons see kry. Ons eindig daarop, maar het ons nie terugkyk. Ja, ek weet daar, die Here het vir Lot se vrou sê, moenie omkyk nie. Maar ek dink partykeer moet ons omkyk. Daar staan iemand agter ons, wat sê, luister net, Pastor Herman, hoor my, daar staan iemand soos Pastor Herman agter ons wil nie luister nie. Hoor my mooi, as ons omkyk, gaan hy sê, kom goeie, wat het nou nog gemaakt met my, sê, goeie, kry my ja, hoor wat ek sê, ons het nodig, dat ons mense het, wat ons hande, Boeta, het gesien sy moet hier loop, papa het gesien, papa en mama het seker gehuil, die mense wat daar was, het gesien, wat maak hierdie seun? Maar Boeta het seker, ek weet jou, Boeta agter hom aangeskree en sê, kyk Boet, jy kan nie dit doen nie. Maar hoor, maar as hy moet miskien omgekyk het, sal hy miskien gesien het, dat papa en die res van die familie is op daai dorsvloer en wag. Nie net die dorsvloer nie, hier die prentjie hier agter, awesome om te hoor dat jou naam of iemand se naam is op daai bene daar. Jou familie, daai boetie wat wegloop, jy wat wegloop van die dinge van die Here af, wat ek sê ek is nie lus vir hierdie dinge nie. Hoor my mooi, jou naam is op daai been gegraveer totdat daar iets gespreek word. Dis wat die Here sê. Blaas oor hulle. Blaas is nie net praat met hulle. Dis nie net praat nie. Dis doen. Dis met liefde. Met autoriteit, want liefde is autoriteit ook. Want jy kan nie sê ek het jou lief en jy doen dit nie met autoriteit. Nou as hy teruggekyk het, kon hy gesien het dat mense sommer nie in hulle huil, sê ek nee, moenie gaan nie al die goed is. Hulle het hom miskien gesmeek, maar hy het net aangehou. Waar het hy opgeëindig? In die varkhokke. Hy kon dinge gedoen het. En ek wil vandag vir jou sê, ek het 'n baie mooi ding gehoor. En ek weet nie hoe gaan ek dit mooi kan stel. Ek kan dit nie mooi stel, moet dit reg sê. Ons is te bang om die naam van Jesus te noem. Ons is te bang om te sê, Jesus, ons loof en ons prys U. Daai spirit wat in ons het, hoor vir my. Maar ons praat gedurig oor die hoer, wat daar is, die hoerspirit, die rookspirit, die drinkspirit, daai spirit, maar ons praat nie oor die Heilige Gees nie. Nou, ons is te bang, hy is dis te heilig. Die Here wil hê dat ons moet hom aanroep. Hy wil hê dat ons moet sê, Here, ek het U nodig. Dis hoe ons verval in hierdie verskillende spirits wat daar is. En ons verstaan nie hoekom gebeur hierdie dinge, hoekom kom hierdie mooi lelike prentjies op. En ons manne val daarvoor, die pornografiese tekeninge wat daar is. Die vyand ken jou en hy weet waar hy jou gaan treiter. Dis wat ek vandag sê.
Die vyand loop oralste rond. Maar die vyand kan nie wees daar waar God se gees is nie. Hy kan nie by jou kom aankla en te sê te keer gaan nie. Hy kan nie, want as jy, dit wat binne in jou is groter as hy wat in die wêreld is. Dit is groter, dit wat God in jou gespreek het, is groter en magtiger as dit wat hy kan doen, of wat hy kan sê. Maar ons is te bang. Laat ons, weet jy of ons die koring of die kalf gaan wees nie. Hierdie jong man het gedink, jy's ek het die koring, ek eet lekker, en ek drink lekker en al die dingetjies. En hy het nie geweet, hoor hierso, hier is moeilikheid nie. Ek dink toe die laaste keer, toe hy sy laaste paar sente uitgee, of sy laaste drukkie kry by die prostituut, of wat dit ook al is, wat ek vandag vir jou sê, en die vrou kom, die hoertjie sê vir hom, hoor hierso, jy moet nou betaal, hoor, en hy kon nie meer betaal nie. Is daar waar jy as man of vrou voel, hoor hierso, maar ek is niks meer werd. En raai wat, jy hoef niks te betaal vir die liefde van die Here nie. Al wat jy moet gee, is jou gehoorsaamheid. En jou ore oopmaak, wanneer die Gees van God met jou praat. Ons het vandag in hokke, soos hierdie, hier voor jou, dis wat ek gesien het, dat ons as mense sit in hierdie stoele, en ons is die verlore seun. Ons is daai kinders wat sê, ons het iets nodig, en die woord kom uit, en wat het die verlore seun gesê, op stadium? Ja, maar voor dit, het hy gepraat, ek gaan my eerder by die varke sit, en saam hulle pele eet, en saam met hulle eet. Dis wat ek sê, hy kom uit die situasie uit, maar al wat hy sien, is die vark ook. En al wat jy sien, en wanneer jy by die kerk kom, die pastoor beklei met my. Die pastoor beklei met jy, hy sê, hoor hierso, jy is nie 'n kalkoen nie, man. Jy is nie nodig om op die grond te kyk op, kyk daar waar jy moet wees, daar waar die arende vlieg. Dis wat hy wil hê dat ek en jy moet wees. Ons moet bo ons omstandighede wees, maar ons wil op die grond wees, ons wil lyk soos hoenders en kalkoene. Ek gaan die stryd, dis lekker om dit hier. Jy gaan nie sommer 'n arend wat daar bo staan hier om hom te eet nie. Kom aan. En nog 'n ding is 'n arend gaan nie iets soek wat dood is nie. Hy soek 'n lewendige prooi. Want hy jaag hom. En dis hoe die Here ook werk. Hy soek lewendige offers. Nie van duifies wat in koetjies en besies en daai goed wat ons doof maak nie. Hy soek 'n lewendige offer. Wat is ons lewendige offer? Welgevallige offer. So om ons hande in die lug opgesteek, en om te loof en te prys, om ons voete te stamp en ons heupe te swaai en al daai dingetjies. 'n Lewendig, want ons is mos lewendig. Dis offers is nie. Wat doen 'n vark die hele tyd? Hy ooi en hy loop net ooi. Maar as hy skrik, dan spring hy in alle rigtings, maak nie saak wie die pad is nie. Ja. En ek dink presies dis wat met hierdie man gebeur het, toe hy wakker word, ek dink toe die Gees van God met hom praat op daai stadium, en sê, Boeta, jy hoort nie hier in hierdie plek nie. Jy hoort nie in hierdie wêreld nie. Hoor my. Toe besef hy, hoorie, maar daar is ander mense wat saam met my pappa is, as dis huurlinge, dis slawe, hulle eet beter as wat ek eet, wat hier tussen die varke is. En die mense daar buite weet dit nie. Hulle weet nie dat hulle kan in die teenwoordigheid van die Here 'n beter spys kry en drank kry en dronk word in die Gees van God. En raai wat, ons gaan presies weet wat het met ons gebeur. En ek stout om te sê, daai spys en drank wat God vir ons gee, gaan nie vir my na 9 maande laat dwaal as iemand in die deur klop. Sê, hallo papa. Wie is jy? Dis papa. Nou jy nie 9 maande terug nie. Dis nie daai drankie, dis nie daai spys nie. Maar wanneer ons hier is, weet jy wat, dis wat lekker is, want ons praat na al hierdie jare, praat ons nog steeds dit wat gebeur het in die oppersaal. Daar waar God gesê, kom, ek gaan julle toebedeel of toedoen met krag in die hemel uit. Daar waar die vlamme gebrand het, opgedeel was en gaan sit het op elkeen se kop. Dis my begeerte. Dis my begeerte. Dat dit nog steeds moet gebeur. En hierdie jongman kry hierdie ding in sy kop en hy hoor, ek sê nee, dis hierdie een. Hierdie Jesus is nie dieselfde Jesus wat ek van weet nie. Hy het nou heeltemal verander en sê, ek soek jou terug, my kind.
Sonder dat hy dit geweet het, het hy opgestaan. Hy het vorentoe geloop. Dis presies wat hier kan gebeur. Jy staan daar uit jou omstandighede uit op, en jy loop vorentoe, nie na my toe nie. Jy loop na die altaar van die Here. Jy sê, Here, hier is ek gaan na my Vader se huis toe. Ek gaan na die huis van aanbidding toe. Daar waar alles in oorvloed is. Miskien het ons nie goud en silwer nie, maar dit wat ons het, dit gee vir jou, in die naam van Jesus Christus. Baie belangrik wat jy moet weet, toe hy seun so aangeloop kom, en ek dink en ek verstout nou ook om te sê, as ek kyk na al die potholes wat in die pad is, jy het nie meer nodig om vandag dronk te wees nie, en hy gaan jou aftrek sodat jy die potholes misry, en gaan dit dink jy is dronk. Ek dink hierdie man, jong man, het ook so geloop. Miskien het hy al die, hulle woordboel, misgetrap. En so dat my, hier is nou iets, en daar is nou iets, ek loop so, en sy papa het hom gesien. En sy papa het nie gesê, o jene, hier kom probleme nie. Wat het daar gebeur? Wat doen die Here? Hy staan met sy arm waarheid op, en hy wag vir jou. Want hy weet jy gaan terugkom. Hy weet dat jy gaan antwoord op sy roepstem. Al hoor jy nie, my kind, ek soek jou, waar is jy? Hoor my, toe sy aankom, as sy papa sien hom, ek hoor al hy tuin hekkie opgaan. Of miskien die papa boer die ek gesprik. En al twee van hulle het besef, hoor jy, ons kort mekaar. Al dink ons die Here het ons nie nodig nie. Hy het ons nodig, hoor ek jy nou sê, dis wat ons hier is vandag. En al dink jy het God nie nodig nie, dink weer. Hulle het mekaar omhels, ek dink dis wat die woord van die Here sê, hulle het mekaar omhels. En ek dink, hulle het nie staande gebly nie. Hulle het daar op hulle knieë gesak of geval. Soos wat Pastor Shani vandag geïllustreer. Hulle het daar geval. Want die kaf wat ons gedink het, is nie reg nie. Was nie reg gesif gewees nie. Dis hoekom ons in die huis van die Here toe kom. Wanneer die Gees die waai deur ons nie, gooi hy die koring in die lig op. Dit wat goed is, val terug. Die kaf wat die waai by die deur uit. Kom ons gaan, soos wat Pastor Herman nog sê. Kom julle, kom ons gaan na die bergkant aan. Kom ons gaan try. Kom, hier is 'n berg. Dag jy, kom ons gaan op die berg en ons gaan roep die Here aan. Kom ons kyk wat sê die Here antwoord. Maar as ons gelowiges is, het ons nie 'n probleem toe aan nie. Ja. Want net een van ons wat hier is vandag, as net een regverdige roep, Here, hoor die Here. Dink nou net as 15 of 16 mense sê, Here, stiek my die brand. Hy dobbel lampe sal nie uitgeblus word nie. Ek het gekyk na die kandelaar wat hier staan wat gebrand het. En met die waai wat gewaai, al die vlammetjies daar bo in een rigting gewaai. Hulle het nie hierdie kant toe, daai kant toe, hulle het allemaal in een rigting gewaai. Dis wat die Here van my en jou verwag, is om in 'n rigting in te slaan en nie af te wyk van dit nie. En ons ken die storie verder. Dan wat gebeur het? Die papa het gesê, luister, gaan, maak alles reg. Vir wat? Ons gaan vrolik wees in die dinge van die Here. I have decided to follow Jesus. En as wanneer ons uit daai omstandighede uit opstaan en ons sê, ons gaan vorentoe. En ek gaan jou nie uitdooi. Die Gees van God moet jou uitdooi. Net soos wat julle nou nog doen het en in die ronde geloop het. Daar's 'n liedjie wat sê, when the saints go marching in, dan moet ons in 'n eenheid saam beweeg. Die kleerlinge gaan mal, as hulle saam sing, dan spring een op en een begin hardloop. En dan sien jy hardloop almal, jy mag so. En dan gaan sit hulle. Maar wanneer daar 'n oom en 'n tannie opstaan en hulle begin koordans,
En hulle doen dit vir die Here. Is daai dans mooier as wat die jong mense die rondhardloop. Absoluut. Want daar is 'n verhouding. Kleinboet moes weer 'n verhouding met pappa. Met pappa. Wat maak julle so? Oom en tannie. Hoor. Is dit julle twee? Ok, kom daar is wat ons sien. Dan moet 'n verhouding wees met jou Skepper. Want as ek my oë en as jy gaan kyk, nee, ou moet jy kwaad geword nog steeds. Die oomblik toe pappa sy maak toe vet, maak kom bring hier en bring die mantel. Ek soek 'n mantel. Ek soek 'n nuwe ring. Ek soek daai skoene van bereidheid. Om op te kan staan. En niemand moet my keer. En ek het my in die vuur moet gooi. Ek dink so wat iemand gesê het vandag. Hier was iemand in die kerk gewees vandag wat gedink het, ag, dis lekker om in die tronk te wees. Meer ons kom sê, Boeta, moet dit nie doen nie. Jy weet nie wat gaan jy kry. Hy wou nie luister nie en hy gaan sit in die tronk vir 2 of 3 weke. As hy saak elke keer uitgestel word. As daar nie 'n swart man was wat hom bygestaan het nie, sou hy nie vandag hier gewees het nie. Hy sal miskien 'n ander rigting uitgedraai het. Want dis wat hulle doen in die voordat jy in die groot gevangenis toegesluit word as hulle skuldig bevind. Daai afwagting, daai voorafwagting, bly in 'n klein groepie daar waar 10 of 20 manne in een sel is. Ja. Daarso moet jy betaal. Mense hoor my mooi, jy moet betaal vir 'n kombers. As jy nie geld het nie, slaap jy op die grond. En as jy op die grond slaap, kan enige ou wat daar is, bo op jou kom trap. En hulle jou wegskuif. En jy mag niks sien nie. Alles word gekoop met vuurtjies en met sigarette. En dit is maklik om te sê, ek sal voor 'n vuurpylon staan, skiet aan my kinders. Dis baie maklik om dit te sê. Dis baie maklik. Dis baie maklik om ook nou te sê, nee, hulle kan maar doen wat hulle wil, ek sal vasstaan. Ons moet vasstaan. Maar die Here het gesê, dis is nie hoe jy val nie, dis hoe jy opstaan. Want as jy met 'n verkeerde mindset dinge gaan aanpak, in ons land byvoorbeeld nou, ons wil nou iets doen, seker nou gaan ons pas kry. Ja. Want ons staan nie saam nie. Die kerklewe staan nie saam nie. Man en vrou in die kerk, medebroeders en sissies staan nie saam. Dis hoekom die kerk suffer, of die liggaam van Christus suffer. Dis hoekom ons klein toetjies seer het. As jy klein toetjies seer het, dink jy gaan nie sê, ag nee, dis alraai. Jou hele liggaam buig as jy op klein toetjies staan. Dis wat ek ook altyd sê. Hoor my mooi. Ek het jou nodig. Pastor Herman het jou nodig. Pastor Wynand het jou nodig. Jerry, ons ouens het julle nodig. En dit gaan nie net vir ons nie. En ons kom altyd uit, ons maak altyd 'n uitnodiging en sê, luister, kom ons vir julle bid. Maar vandag moet ons dit 'n bietjie anders te doen. Die Here sê ook, en hy waarsku ons, moet ook nie haastig die hande oplê nie. Maar hoor wat ek vandag vir jou sê. Toe daai man in beweging en hy kry sy drukkie van die Here af, word hy 'n nuwe mens. Sy swakheid word oorgesien op daai oomblik. En wanneer jy dalk 'n besluit neem om te sê, ek wil vorentoe kom en toelaat dat ons vir julle kan bid, wil ek vandag vir jou sê, as jy wil gevul word by die Heilige Gees, is dit nou. Dis jou begeerte wat jy wil hê. So besluit net, ek wil daar uitkom, ek wil uit hierdie hok uitkom. En ons gaan die Here nou groot maak. Ons gaan hom prys, ons gaan lekker saam sit, en dan gaan jy uitnooi, jy gaan die voorkom staan, ons gaan vir jou bid. Soos die ou tyd waar ons jou bid, en ons gaan vir jou deurbid, as dit die wil van die Here is, ek glo is die wil van die Here. As jy wil gevul word met die Heilige Gees, of jy soek aanraking van die Heilige Gees, dubbelmate van die Heilige Gees, krag, autoriteit, wat ook al jy verlang van die Here af, maar ons is weer ons gehoor. As jy nie gevul is met die Heilige Gees nie, my 5de skrif is, Handelinge 1:8, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Dan kan jy vir die ou sê, van die tydjie maai.
dan kan jy skoene van bereidheid aantrek en die woord gaan verkondig. Jy moet kan sterk wees in die Here. Jy moet kan gevul wees met die krag en autoriteit. Amen. 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 Nou ek gaan vra dat ons saam staan. My vrou gaan vir ons lei. Ek wil graag vir julle bid. Ek het my salfolie hierso. Ek wil jou salf vanaand met olie. Maar as jy begeerd het om gevul te word met die Heilige Gees, wil ek vandag vir jou sê, go for it. Moenie sê dit is nie vir jou nie. Moenie. Go for it. En ek kan vandag vir jou sê, ek gaan na jou toe kom as jy sit. En jy waarin nie, ek wil elke voor jy hier uitstap, wil ek elkeen salf. Pastor Herman doen dit baie, hy sê, voor jy die kerk kom, wil ek jou salf. Goed. Maar voor jy nou uitgaan, wil ek jou salf. Ek wil hê dat jy met die krag en autoriteit van die Here ervaar. Maar 'n kort man en vroue wat bereid is om te kan sing. Was daai liedjie marching nou weer? With the saints go marching. Okay, kom ons kom in eenheid en ons loof en ons prys die Here. Maak die Here is nou groot. Kom staan hier so in 'n bottel, jy het nie nodig om 'n reguit lyn te staan nie. Ek wil vir jou bid. Regtig, ek wil vir jou bid. As dit my laaste uur is, wil ek die regte ding doen. En dan gaan ek vir jou wag. Maar dit is nie my laaste uur, want ek weet as 'n baie werk. Maar kom ons doen dit tot eer en verheerlik van die Here. Maar weet jy hoekom? Weet jy hoekom? Want die graf is leeg. Jesus het opgestaan. Hy het opgestaan, goeie dit. Ek wil hê dat, wanneer ons iets praat en jy stem saam met my, wil ek hê jy moet sê, Amen, Halleluja, Jesus het opgestaan. Sê gou vir 3 mense langs jou, hy het opgestaan. Sê gou iemand langs jou, 3 mense, hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Raai, jy het nog nie opgestaan. Staan op. Sê vir die persoon, kom staan saam met my. Gee my high five en sê, Jesus leef. Jesus leef. Kom, Jesus leef. Halleluja. Prys die Here. Kom ons sing, when the saints go marching in. Kom ons sing. When the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be amongst that number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be amongst that number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be amongst that number. Oh, when the saints go marching in. Okay. Julle wat getuigevoel is met die Heilige Gees, ek wil hê jy moet my kom help. Jy kan nie net al wees nie, kom. Daar was 'n tyd gewees dat jy wil gevul wees met die Heilige Gees, toe moes almal vir jou bid. Okay, nou kom help hierdie mense, bid saam met my. Jy hoef nie julle hande op te lê nie, bid net saam met my, asseblief. Kom Marius, kom staan julle, kom julle hier op die mense, maar soos jy nie julle, hou dit binne wat jy moet kom staan. Ek dink ons los kom op staan. Prys die Here, die Here laat ons losmaak. Halleluja. Prys dit. Oh, when the saints Go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be among the number. When the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be among the number. When the saints go marching in.
die Here, ons eer en ons loof U. Die naam van Jezus. Maak hierdie kom los. In die naam van Jesus Christus. Die vyand weer hulp nie, Here. In Jesus naam, Here. Dankie koning Jezus. Baie dankie, Here. Let us fire in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dankie, Here. Oh, in Jesus naam. Dan Jezus naam, dankie, Here. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. In Jesus naam. Prys die Here. Prys die Here. Ek het nou vir iemand gesê dat dit voel as ek dink aan Josef. Josef was deur sy familie in 'n put gegooi. En dit was donker. En Josef het gedink dit is al einde, dit is klaar. En wat vandag vir jou sê, hy voel miskien jy is in hierdie gat gegooi. En daar is geen hoop nie, wat vandag vir jou sê, maar hy hoop daai dood wat daar is, soos die bene. Jou naam is geskryf, Josef se naam was geskryf in daai put, want hy moes deur hierdie doodsvallei gat om daar uit te kan kom te kan sê, Here, daar is 'n beter plan. Die Here het gesê, jou plan, dit wat ek vir jou bestoor het, is 'n koninkryk, jy gaan heers oor baie mense. En dis wat gebeur het op daai oomblik, toe hy daar uitgehaal is en hy gestuur na Egipte toe, het hy gekry, dit wat die Here vir hom in stoor gehad het. En ek wil vandag vir jou sê, my boetie en my sussie, kom uit die varkhok uit. Kom uit die varkhok uit, geloof voor die Here sê, Here, ek gaan nie los nie, want die Here se arms is oop, sy hande is oop, hy kyk vir jou. Hy kyk vir jou, hy soek jou, hy wil vir jou gee, die begeertes van jou hart, in Jesus naam. Dankie Here, halleluja, 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 ons prys U naam, in Jesus naam, dankie Here, dankie Jesus, halleluja, ons loof U naam, halleluja, dankie koning Jesus, halleluja, 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 prys die Here, ons wil op die Here, ons prys U naam. My beste vriend, wat ek sê is my beste vriend, dat elke keer ons maak, nee, wat ek sê ons Here het my op pad geval en sê, jy kan nie so, want dit wat hier is kom, kan nie mag. En dan moet jy, elke keer as jy sê, ek het ongelos. Yes, that's I said it. Yes, thank you, Jesus. Yes, Lord, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Maar jy weet dat ons dit nie weet.
Lord, we love thee. Oh Lord, we love thee. Oh hallelujah. Oh Is het omdat ze niet tegenwoordig niet kan bewegen? Is er ook niet iedereen soms kan ervaren van hier? Dit op de vier, op de geloosje. De scriptie zal ons niet als wie is het. Laat jullie je tong los. Nou, En in die naam van Jezus Christus spreek ik dan. oh, wat je van is het. Zal ik dan? En Jezus dan. Kom maar dan. Strop! Strop! Al die van de waters. Ja, dat is bloed, dat is bloed. Heer, ek verklaar sy verstand op vruchtbaar vir die werking van die Gees, maar vruchtbaar vir die Gees. En nou spreek u hier rond julle en die doop op in die Heilige Gees. In Jesus naam, dan kom ek. Spreek het, laat het net weer kom. Die krag van God is op jou. Die krag van God is op jou. Vloei. Here, doen dit vir hom. Vloei, Here. Doen dit vir hom. Vloei. Here, maak sy tong los in Jesus naam. Spreek. Kijk op mij. Kijk op mij. Hier staan we. Onze hand is op zich. Maar ons niet op. Hier maar mooi. Maar dat is opzettelijk zonder rust. Maar ik feit dat in een omstandigheid dat bepaald wordt gezegd dat ik eruit hier. Zo maar twee keer. Ik wil ook een amper gevraagd. Dus heeft hier gebracht. Dus steeds die vijand niet vast is. Dan kan ze heerlijk ook wel eens een keer. En je wil jou vrij moedig gespeeld. Die stel je schop op. Dat is ook zo mooi zo. En dit is ook wel wanneer ons moest is volgens het woord, maar voor die billen is heel goed om een andere plek waar iemand bij is. En jij zal weten, dan kom je in de dienst en dan mag je niet goed dat was. Dan mag het gebeuren, hè? En dan weet allemaal, hé, wat ons kan je recht worden, wie voor ons woord, maar God jou niet recht. Dus dan je in die Bijbel zit, ons in alle jaren aan onze maar ons in de Nederlandse en in de Vader. Maar dat is een blok van deze gedeelte van Jesus naam. Kijk ook naar mij. Jij is in minne. Ek is jy nie. Ons is gelijk met die product wat ek reis. Dis 'n belofte van altyd. Dis 'n belofte. Sê vir die vyand, jy sal weer aan. Sê saak jy sal weer aan. Die dinge wat ons nie gepad. En Jesus naam. Dan begin jy God prys. Dan begin jy God prys. Kijk op mij, hier wijs ik jullie dat voor Jezus. Kijk op mij, hier wijs ik jullie Jezus. Kijk op mij, maar volgens mij. Verdaadelijk. Blijf verdaadelijk. Blijf druk. Als ik zie, hè. Blijf weer. Wees er ook in mij. Wees er ook een paar jaar geleden. Was ik wel eens ziens geleden. Dus kan ik met dat ik zeg, vergeet ze niet. Die lekker stijl. Ik zie de zin, als je zo wil, is het zin aan mij. Ja, ik zit hier. Zit deze. Ik kom deze.
dat gebeurt. Was dan vergeet. Ja. Die mensen zoals de was gedaan is, maar spreken ze. Maar we krijgen het in die van. Maar hier wordt dus terug. Hier was wordt gaat maar zodat je het weet. Ja, laatste dus kan je wel dus kan je wel komen. Ze zien we ook maar je zo'n losse peace stil. Ja, ja, ja. Kan je eigenlijk niet wat ik was ook dus in maar je dan hier in alles moest. En dan zelf moest je spelen. Ja, dat was een paar jaar geleden van weet alleen van aan. Jullie moeten even goed je bent met zelf te doen. Dat is op YouTube. Kijk, je verstaan niet. Ik doe dat gewoon bij je. Ja, kijk. En kunnen wij op ons misschien bij dan. En dat gaan we eigenlijk heel hard doen. Dus even vergeten. Maar kijk. Wat je daar nog verder staat. Maar ik was bij hier is het hier is het zo. Kijk eens op je hier is het maar anders dan hier is het strak. Wat is voor jezelf en jij alleen eigenlijk. Wat hij zelf doet de koers. Op je wordt in je misschien is jij is dat die oorzaak dat is van gewoon wijzig was. Oké. Zeg maar nou. Ik ga nooit weer. Ik ga nooit weer. En dan heb ik weer meer. Ik was gewoon zo lang. Maar weet je wat is die jongen van? Oké. Ik ga nooit lekker als jij ik kan zien dat mij, maar weet wat ik tegen doe. Jij volgens de bewijs. En ik ga niet bewijs. Je weet dat bewijs. Ik ga niet meer bewijs. Ik weet jou al. Maar als je niet is, dan laat je gaan. Kijk, jij slacht niet uit de speel. Het is je passie. Maar als je niet zo tegen is, dan vloeien we het op. Maar kijk, lees maar niet aan. Ik zat met mijn vrienden zeggen, niet eens slag. Als ja, dat is de eerste bloemte wordt. Zijn dat ook de zaal, die zaal eigenlijk is, maar de eerste begrijp je thuis. Maar dan kun je nog eens zeggen, maar dat is niet meer zo. Doe gewoon even aan. Doe dat, ik kan niet bij jullie mensen even aan. En dat je dan zegt, het was niet leuk, maar ik mag. Dit was ook een andere kant niet. Maar dan moet ik zeggen, zeker naar die terug. Maar je doet hier een beetje. Gewoon weer naar de kwaliteit van wat je doet. En het is zo goed dat mijn pas toch. Ja, die is gewoon zelf van. Gewoon immers van die maas. Maar dat is wel oké. Ik weet echt dat ik even oh, dat is gewoon niet vader. Kom maar, dan moet je even aan de kant van de idee over iets anders doen. Trap ik kan niet gewoon schoenen wassen. Want één was de vijf met zijn schoenen gestaan. Dat werkt toch. Als ik weer in iets dan is op een zonnetje. Als de weer is op een zonnetje. Dus blijft hier in hout. Want die jammer dat zit er dus een vast en dan weer weg zijn. God gaat nou wel voor mooie spijs, maar dat kan niet. Maar dat is van de dat is niet wel dat ik ga lees. Kijk. Ik ben er niet aan even zoals we dit niet dat het een mooie stel is stil. Dat is zeggen wel waar je wat dan voor is van God de dingen. Daarom in al natuurlijk. Als ik zo dat je hier een hart hier een zit. Ik ga niet meer naar de en wat zijn misschien ook hier en als we al dat afweten ik voor deze diensten doen maar dat komt nou hier naar de sector en hier is zo'n ik ga speciaal gewoon en dan op de kantoor en daar is van die los het is allemaal van dat kan ik niet oppas op meer kan hier we weten dat ze al ons ook een paar keer niet van lopen plaatjes wat ze het nog nooit gedaan dat die naam net weer wordt een huis nou ze die kerk winkels dat ze niet kan zingen werken het zijn eigen teamleden die wat in die kant dat doe je maar die naam van deze spelers hier op de raad als plekken naar deheid vlak die verhaal als je nooit echt gewisseld maar dat is als je glas is er als niet aan de kant hier aan het schijn van die jullie dan hier als groot dat
Mama sal wees, Here, vrou sal wees. Here, in die naam van Jesus, spreek ek oor die lewe, oor groei en kurwe, saam oor die soos in Jesus huis. Amen. 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 Prys die Here. Eerste prys, hè? Sorry, ek hier. Sorry, goed. Wil ek hom stukken gegooi. En we gaan die hele vloer ons vol skuil gedoen.
Baie van ons lewens is maar so, ons val en ons breek en ons spat uit mekaar. Ons weet nie wat se kant toe. Die mooiste wat ek al gehoor het, is dat die Here van daai pottebakker en dit wat hard geword het, gooi hy weg. Hy vat 'n nuwe stuk klei en hy sit dit op hy draaibank en hy begin hom draai. Hy spin hom en hy spin hom. En as hy so kyk na sy hand, waar hy water gebruik, is daar bloed wat vloei op sy hande. Weet jy hoekom? Want daar is klippe en dorings en goeders wat in jou en my lewe is, wat hak terwyl hy wiel draai, al is daar water, maar sy bloed meng in my jou lewe in. En ek wil hê jy moet dit kan verstaan, die oomblik wat God jou daarna klaar gemaak het, wanneer hy klei met die bloed van sy bloed. Wanneer hy pot neersit, het hy nie nodig, hoor my mooi, het hy nie nodig om dit in 'n vuur te druk nie. Hy sê dat hy gaan jou toets die dag. As hy vir jou sê, luister, ek ken jou nie, jy is nie deur my gemaak nie. Hy gaan nie die pot omdraai, kyk, daar staan, Made in China nie. Hy gaan kyk of jy skoon gewas het, een van jou. Hoe gaan hy dit sien? Hy gaan sien die bloed, druppeltjies. As 'n bietjie wat ons sê, 1 druppeltjie bloed, dat is genoeg. Wanneer hy pot so vat, en het jou gebouw, en hy sê, jy is myne. Dan mag gee ek toch wat hy maak met my nie. Want ek weet, hy gaan my vastdruk. Al buig hy my weer herstel. Hy gaan my daar saam met hom sit en sê, luister, en ek versluit my, maak klaar. Weet jy hoekom het jy in 'n halkie? Elke van ons in 'n halkie. Weet jy hoekom? Want hy klaar met jou as pot wat hy jou geformeer het op hy draaibank. En hy sit jy daar bo neer. En hy loop sy verby en hy kyk na dit wat hy gemaak het. Vat hy sy vinger, dan druk hy 'n gat en sê, jy, hier is in jou naam, en sê, jy is myne. Dat jy voor die spieël staan vanavond, kyk na jou naaltjie, sê die Here het daai merk vir my gegee. Moet nie na my toe kom sê, jy is nie gemerk. Jy is gemerk. God het jou gemerk. Want deur dit het jy ontstaan ook van die voedsel en daar deurgekom om jou te laat groei. En die mens moes na 'n tyd kom, waar hy nagestoon geknip word. Dit wat net van hier af is nie droog geword, is verwyder. Maar dit wat oorgebly het, is hy merk om te wys, hy is 'n koningskind. Ek sê, weet jy, ek sê nie kom nie, ek sê wees wat God gemaak het. Ek kan 'n Adam wees, ek is 'n Adam. Ek sê jou van. Maar jy even wil weet, man, jy moet jou bekeer, reg. Ok, vrou, as jy Adam wil wees, bekeer jou asseblief, dit werk nie pas nie. Dit pas nie. Ok, mag die Here heel ryklik seën, dit was lekker gewees om die dinge van die Here te doen. En baie keer raak 'n mens maar opgewonde oor goeders. Jy verstaan dit nie, Here, hoekom wil dinge nie werk nie? Ek het nou gepraat het, dit is, jy moet dit erken dat jy 'n fout het. Die Here kan nie reageer op jou dinge as jy nie aksie het. Jy moet 'n aksie toon en sê, Here, ek het 'n probleem. Ek kan nie daar sondig. En jy so dit weet waar deur ons gegaan het. En als die Here aangeroep het, sê Here, ons kan nie meer. Hierdie man het al nie pad gaan lê, sê Here, hy moet my maar doodry. Hoor wat kan ek sê? Maar die Here het my daar opgelig. Ek sê, jy is meer werd. En Mattheus praat ook so, dan praat hy van, ons is meer werd as baie mossies dan buite kan. Teen elke haar. Maar hy is daar. Ek ken jou weet, sê hoe. Hy weet wat gepost is, en dit groei, dis ook by baartjie, want alles daar groei door die moed. Miskien wel. Ja, praise die Here. Persoon nog van my kant af, wil ek vir sê, baie dankie vir jou vrouwtjie persoon, sê. Baie dankie, dit was lekker. Ons kan net voore toe gaan, ons het soveel woord gekry, dat ons is anders as ander. En as ons anders is in die Here, vir dit wat voor lê, kan dit net goed gaan. Die vyand kan maar probeer wat hy wil. Ek gaan nie 'n gat lê en sê ek is klaar. Ek gaan opstaan en ek verstaan miskien nie God se plan nie. Maar sy plan is dat ek as my lewe
lewe as 'n koning, as 'n heerser, oor my oikos wat ek het daar waar ek is. Ek wil julle aanmoedig, konferensiesdag, wil julle aanmoedig, moenie net by die huis bly nie, moenie, as daar bidure is, of selgroepe is, of wat dit ook al is, kom ons ondersteun. En hoor mooi wat ons Ron vandag gesê, vanoggend op eerste dag gesê, moenie by vreemde en vierde gaan sit. En so, ja, hy praat met my ook, want ek gaan kuier vir my vriende, en hulle ken nie, maar ek oprek op hulle. Maar hoor wat ek jou sê, dit is, dan skit jy ook maar net jou kop, sê, Here, maar hierdie ou sien dit nie in nie, hulle sien dit net nie in nie. Wat jy ook al doen, hulle sien dit nie in. En hulle het ons ook gepraat, dit maak nie saak wat ons doen nie, ons kan dit nie vir julle verander nie. Dis julle, nee, ja, dis julle en God, dis nie God en julle nie, dis julle en God, want julle moet sê, Here, vergeef my. Hy is nie aan die toekoms, ons moet nog in die toekoms kom. Môre, hy wacht op vir jou vanmorgen, hy wacht dat ons die vroegoggend moet opstaan, en sê, Here, wauw, dankie. Wie van julle het al, wanneer jy toe toe gaan, nee, en jy sit of jy staan, hoor, en ek sê dit met alle respect, hoor, en jy hoor die vloekies aan buiten. Of die Bobbiaan, kom as blyk dit die vloekies. Weet jy wat doen die vloekies, so vroeg in die oggend? Hulle besin God, hulle eer God, hulle sê na halleluja, maar hulle moet nie. Dink net, nou vir Ruby gesê, dink net, as hy daar opspring en sê, kom julle ons gehaard, ons gaan, hier is moeilijk. Ek wil net nie getuies sê, kan ek. Die kerkie wat ons gehad het daar in die saal Hercules, maak ek 'n uitdaging die oggend, ek sê vir die mense, luister, ons gaan vanaand bid vir mense wat op rolstoele is. En as jy weet wat iemand bring die mense met rolstoele. En daar is so 'n ou ouetjie wat daar is, hy sê, hy het iemand daar so wat hy van weet, sy is in die rolstoel, maar hulle is nie in die selfs geloof as ons nie, hulle is in die ou apostels, die wat in die ou apostels is, weet dat hulle laat net hulle priester toe van hulle te bid. Ok, maar die het dan die kop toe die apostels, man. Sy sit daar en agter so agter in haar rolstoel, en ons bedien. Nou ek is die ou, ek gee my mense, my leiers kans om ook te kan bedien, en ek nooi die mense uit om vorentoe te kom. En hulle stoot daar vorentoe, sy sit die Tannie Maureen, staan die voor, of sit die voor, en ek sê vir die susters, kom, julle weet wat om te doen, hè? As ek terugkom, dan moet iets gebeur. Ek wil nie sy by nie sit, dan moet iets gebeur. En ek gaan dan ons bid, om die mense word gevul met die Heilige Gees, en ek kom so terug, en ek sê, maar hierdie sussie sukkel nou nog, kom sussies hier om, ek gaan bekeer. Ek sê, wow, stop met die woord, wat gaat hier? En ek sê, ek het ons geleerd wat julle moet met autoriteit praat, en spreek, en al die goed. Hulle sê, persoon, ons doen dit. En dis, die apostels, die disciples het dit ook gedaan, maar dit het nie sommer net gebeur. Hulle moes dit opreg doen. En ek kom dan voor die tannie, en ek sit my hande so op haar bene so, nee, dit is ijskoud, dis klipbaar. Regtig bloed, dis klipbaar, so koud is klipbaar. En ek kyk daar so, en ek sê, Tannie Maureen, ek sê, goud, en silwer het ek, maar dit wat ek hier, dit gee ek nou vir jou, in Jesus Christus naam. Ek het nie gesê, staan op en loop nie. Ek het net gesê, weet wat ek hier gegee vir jou, dis Jesus Christus. En vat ons ook en sy mik om op te staan, sy gryp, ek sê, nie los die stoel, staan net op, daar staan sy op. Daar genees die Here net soos in Nina. Soos Nina. Weet jy wat, sy gaan huis toe, hulle het die rolstoel weggepak, sy gaan huis toe. Maar ek was volgende, 2 dae daarna, die priester daar kom kyk. Dit was 2 dae daarna. Kom die priester daar, en hy vraag, wat gaan aan met jou, Tannie Maureen? Ek dog, jy moet in die los is. Hy sê, hoe gaan dit so? Die Here het my aangehaal, hy sê, en daar sê my nee, ek sit op die plek. Raai wat? Hy tannie is dood, en sy het nie weer geloop aan man. Moenie om 'n vreemde vuur gesê. As die Here nou vir iets doen, hoor wat jy wil sê. Vanaand iets gedoen het, of gister iets gedoen het, of die naweek iets gedoen, moenie na 'n ander plek. Ek wil nie sê ander kerke nie. Dis baie mense, huise, waar ook al. Maar luister mooi, die vra die Gees van die Here om jou te tyd, daai onderskeiding, om te weet. Maar jy sal weet, jy sal verseker weet. Ek wil jou uitdaag.
Jy wat hier naweek hier was, as jy 'n krepel sien, stop by hom man, stop by hom. Hy mense wat daar by hoek staan, wat wil daai blinde mense. Ek het baie keer daar gestop, dan gebeur niks. Maar ek doen die werk wat die Here vir my sê. Wat gaan gebeur as daai ou se oë siene gaan? Ek moet dit vertel, ek moet dit. Dis nou vroeg, die winkels is nog eers oop. Spaar is ook oor. Ek voel soos 'n mopie, die Here het al die eer. Hoe ek nou sê. Hierdie is nie oor persoonlik dan weet. Ons het baie dinge wat die Here regtig geantwoord het. Maar dit wat met my gebeur het is jy kan dit nie glo nie. Ek het 'n rolspeletjie gehad in my kerk. Sy oupa van Italië, nee, Griekenland af kom kuier. Spanje, sorry. Kom kuier. 'n ander pastoor het daar bedien, hy het in tale gebid, praat en al die goedes en hierdie oom van Spanje, hoor sê maar jy praat Spanje daar. Ek dink hy's Afrikaans. Maar hy sê ek kan hoor hoe maak jy die Here sal groot in my naam. Okay. Hierdie selfde oomie beland toe in die hospitaal. Ding was 'n Here gewees het. En ek kry 'n oproep en my trompspeletjie sê vir my, pastoor, wil jy nie vir my oupa kom bid nie? Ek sê jong, ek sal. Nee, ek sal, nie wat ek sal. Nou ek is 'n ou, ek gaan sondaar. Ek gaan, vra my vrou. En toe hulle weer bel, sê wil jy my oupa, hy gaan dit nie maak. En toe ek opdag by die hospitaal, toe sit hulle buite, toe hulle sê my oupa is nie daar nie. Ek sê, ons is man, ek wil gaan. Ons gaan in, staan hulle aan die ander kant en ek staan net so die laken oorgooi, ek trek die laken af, lekker wind hier, nee, trek die laken af, ek kan nie naam van die oom onthou nie. Weet jy, die dokter staan daar so, sy is besig om, ek dink die doodsertifikaat is uit te skryf en so, en ek sê vir die oom, ek sê vir hom, ek weet nie sy naam, maar ek noem op sy naam. Goed so dit, want dit wat ek dit gee vir jou, lewe, dis wat ek sê, lewe. Ek staan, ek sit er weg, ja, asem. Daai dokter was in die hart op weg, die hele Jean Marais Hospitaal se staf wat daai dag aan diens was, nee, was eintlik almal buitekant die saal gewees. Hulle kon nie glo dit wat hulle sien nie. Hoor wat ek jou vandag sê, dis nie JJ nie. Ek kan vir jou sê, baie dinge wat die Here mense die dood het gehad terwyl ek hulle gebid het. Hoor wat ek nou sê. Nou is daai oom reg opgesit. En gekyk wat fout, hulle sê nie, daar's nou niks fout met jou nie. Hulle sê terug huis toe, man. Is terug huis toe. Laaste ene. Ek speel volleybal en my een van my vriende, Arlen, hy is ook nou oorlede. Hy bel my, sê my pastoor, JJ, my vrou lê in die hospitaal, sy het in die scanner ingegaan, en toe sy uit die scan uitkom, die CT scan uitkom, toe sy weg. Sy kom nie by nie, kan hulle nie bykry nie. Sy nie net gaan bid nie. Ek sê nie, maar vat ook maar my tyd om uit te kom, want dit is ons nou verby. Dis nou, ek weet nie hoeveel ure dan hand op sy, ek gaan nou. Toe daar kom, en toe wil hulle my eers nie toelaat in die saal nie. En ek sê, luister, ek moet hier kom, maak die saak wat ek sê nie, maar wie sê, ek sê, ek soek mekaar, plan, ja, maar jy kan nie. Hulle maak hy die deur open, ek gaan toe by die kamer, dis waar sy onder die laken lê. Dis eintlik 'n baie mooi gesig, kom ek sê jou so, as jy onder die laken lê. Hoor mooi, hoor hoe ek dit sien. Staan daar in, en ek kyk so, hier's niemand nie, ek staan nou daar, nou weet ek, jy mag ook nie die mense vat nie, en al die goeders, vat ek my salf onder die haal ek jou so skelp uit, my sak, en kyk ek so, dat salf om van ons. Nee, dan raak ek net so in bed. En ek sê van Karen, as jy my kan hoor, nou, hy's toe, as jy my kan hoor, steek van jou hand. Daar is een hand op. Nee, voor dit, ja. Ja, voor dit, kom daar een medicus, of een ander dokter in. Hy kom en hy vraag my, wat maak ek? Wie sê ek so. Ek vraag, wat het gebeur? Hulle vertel, dit is wat gebeur het. Nee, en ek sê, vir myself, terwyl hy daar staan, sê ek, Karen, as jy my kan hoor, steek my hand op. En sy steek haar hand op. Ek en hierdie ou staan buitekant.
Ons skrik ons yskim oor hierdie laken wat jou skielik beweeg. Nou ek weet, jy weet seker, wanneer jy sterf, jou senuweestelsel ruk kompleet nog so, is ek reg? So nou so 'n bietjie. Net ek geloof, okay, dis maar net 'n styftrekking hier so. Sê weet? Ja, daar. En ek kom in, ek gaan staan aan die ander kant van die bed. Nou trek ek al gesiggie oop. Wat sê ons nou weer? Ek sê, Karen, hoor jy my? Ek sê, jy my hoor, beweeg my man. Die sê aan hand op. Ek sê, prys die Here man. Ek sê, Karen, moet jy oor, maar dis jy maar nog so 'n bietjie. En as jou man vanmiddag kom, om jou te kom uitken, wat dit ook al is nie, dan sit jy reg op in die bed met 'n koppie koffie. Ek sal dit reël dat hulle vir jou 'n koppie koffie saam met jou maak. Verstaan, ek maak nie 'n joke daarvan nie. Ek wil net vir jou sê, daar is lewe. Jy moet lewe kan spreek. En vir jou vader sê, luister, hoor, en raai wat, toe haar man daar instap en by koffie gaan saam met haar. En ek het die geleentheid gehad, ek kanker op gekry, en dit was op sy laaste, was om 'n rolstoel toe, bel hy my toe sê, ek het die Here nodig, ek kan nie sterf sonder die Here nie. En die pad gevat, hy is verkeerd, wil net die pad gevat. Ek kon nou nie met sy siertjie my baisje stop ons. Wat, sê, ons kon hom nie in die pad in druk nie. Hulle het nou sê toegelaat. Ja. Maar ons het gespreek oor hom, ek het hom nie gegooi met water, ek wil net vir julle sê. Ek het water gevat en boel hom uit. Net dat ek kan voel, dis reg. Maar ek dink die Here weet wat in ons harte is. Ek dink 'n dag of twee dae dan sou weer. En dit sal altyd by my bly, en ek wil hê dat jy moet weet, dis nooit te laat as iemand onder 'n bid lê. Daar's hoeveel voorbeelde in die Bybel. Lazarus het al gestink. Here, hy stink al. Here het sê, ja, was hy mooi liedjie? Dis nie wat toe lyk nie. God is lyk. Hy is mooi. Ja. Jy dink miskien is hy klaar vir jou. Hy is nie. Hy is daar. Okay. Mag die Here julle ryklik seën. Vir julle gee die begeertes van julle harte. Ontvang daai liefde en daai vrede van die Here. Amen. As jy iets doen dit goed. Nie droog maak. Okay. Dankie. Pastor Herman, ek wil jou wees wil sê nie, al sorry. As jy iets doen dit goed, kom dit van die man, wat dit ook moet hoor. As jy baie dankie vir jou gehoorsaamheid. Môre 8:10 mense, 10:00 sorry. Ek weet as mense kon aangaan, né? Hierdie jare was hierdie die moeilikste tye, en ons het daai jare ons konferensies op die maandagoggend met 'n loopbid hier, soos dit genoem het, afsluit. Dan getuig almal, dan wil hulle nie huis toe gaan, en kom ons 2-3 lees uit die tentyd. Dan huil die mense van die atmosfeer, hulle wil nie huis toe gaan nie. En, maar ek is dankbaar dat God hierdie naweek met Familie Aanbiddingsentrum gepraat het. Ek glo dit was in sy raadsplan, dit was hoe hy dit beplan het. Fundamente is afgebreek, ons is nou besig, ons het die nuus gelê, ons moes dit hier binne doen, en nou glo ek sal ons weer, want wie besef was vir my? Pastoor, leer iets groots, ek sê, my sister, waar was jy toe so goed uitgestuur het? Vroue konferensie in Augustus, en loopende fees in September, en dan moet jy wat doen wat jy gesê jy gaan doen, ne? Almal kyk my sê, ek oorweeg nog maar 'n preek meer te gee.